Vanaand lees vir ons vir julle 'n lekker storie deur Henry René Albert Guy de Maupassant, Die halsnoer. Sy was een van daardie mooi en bekoorlike meisies, wat soms, asof deur 'n fout van die noodlot, in 'n klerksfamilie gebore word. Sy het geen bruidskat gehad nie, geen vooruitsigte, geen manier om deur 'n ryk en vooraanstaande man raak gesien te word nie. Verstaan, bemin en getrou te word nie. En so het sy getrou met 'n klerkie by die ministerie van openbare onderwys. Sy het eenvoudig aangetrek, want sy kon nie mooi aantrek nie, maar sy was so ongelukkig, asof sy werklik uit haar bekoorlike stand geval het. Want onder vroue bestaan daar geen klasse of rang nie. Skoonheid, grasie en bekoring dien in die plek van familie en geboorte. 'n natuurlike mooiheid, 'n aanvoeling vir wat elegant is, soepel, geesvermoeiend. Dit is die enigste hiërargie, en dit maak van vroue uit die volk die gelykes van die voornaamste dames. Sy het gedurig gelei, want sy het gevoel sy is gebore vir al die lekkerhede en luksehede. Sy het gelei onder die armoedige voorkoms van haar woning, die ellendige mure, die afgeslete stoele, die lelike gordyne. Al die dinge waarvan 'n ander vrou van haar stand nooit eers bewus sou wees nie, het haar gefolter en kwaad gemaak. Die klein Briotaanse plattelandse meisie, wat die eenvoudige huiswerk vir haar gedoen het haar met wanhopige spyt gevul en haar gedagtes verstrooi. Sy het gedink aan stil voorkamers, met oosterse tapisserieë behang, verlig deur hoë bronskandelare, en aan die 2 bediendes in kniebroeke, wat in die groot armstoele insluimer, gesus deur die swaar warmte van die stoof. Sy het gedink aan lang salonne, bekleed met antieke sy, aan die fyn meubels, vol kosbare kunswerke, en aan die koket geparfumeerde boudoirs, wat gemaak is vir 5 uur geselsies met intieme vriende. Beroemde mans wat deur almal gesoek word, wat alle vroue beny, en wie se aandag hulle begeer. Wanneer sy gaan aansit om te eet, voor die ronde tafel met 'n tafellak van 3 dae oud, oorkant haar man, wat die sopterrein oopgemaak het met 'n verruklike glimlag. Die goeie pot of view, ek ken niks beter as dit nie. Het sy gedink aan sierlike etes, blink silwerware, tapisserieë wat die mure bewoon met antieke figure en vreemde voëls wat deur 'n veevout vlieg. Sy het gedink aan heerlike geregte op wonderlike borde en aan die fluistergeselsies waarna jy luister met 'n swinksglimlag terwyl jy die pink vleis van 'n forel of die vlekkies van 'n kwartel eet. Sy het geen rokke gehad nie, geen juwele nie, niks. En tog het sy net die dinge lief gehad. Sy het gevoel sy is vir dit gemaak. Sy sou so graag wou behaag, wou hê die mense moet haar beny, wou aantreklik wees, gesog wees. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek, hang rond, ons is nou weer terug. Hi, Madeleine weer hier by julle. Welkom terug by Slaapstories vir Grootmense, jou weeklikse potgooi van Afrikaanse stories, wat jou saans sis tot in droomland. Jy kan by ons weekliks inskakel op jou gunsteling potgooi vir 'n storie na soete drome. Kyk uit vir alle skakels onder aan die potgooi inligting. Ons wil graag vir julle elke week 'n storie vertel, so asseblief gooi so 'n geldjie daar in ons donasieblokke. Borge en skrywers, julle is ook baie welkom hier by ons. Stuur alle inligting aan slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. En onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi inligting. Onthou ook asseblief om heel onder aan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gaan gooi. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeg toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy so lekker luister. En daar is amper 200 ou episodes advertensievry, net vir julle genot. Mensies, daar is een ding. O, weet jy, daai Harry daar.
Suid-Afrika se gebrulwekker, dak-DJ en voltydse drama-koningin. Hulle lyk altyd of hulle op pad is na 'n belangrike vergadering. Lang bene, bietjie windverwaaide vere en daai ek is hier om te skree houding. En dan, sodra jy dink die oggend is rustig, ha-di-da! Dis nie 'n voël nie, dis 'n sirene met vlerke. Hulle maak nes in jou boom asof hulle huur betaal. Groot takke, skewe bakwerk en elke jaar dieselfde storie. Ons kom weer, boetie. Dan sleep hulle daai krapvoete oor jou sinkdak 5:00 die oggend. Want hoekom nie? Jou slaap is duidelik nie belangrik vir hulle nie. En as jy gelukkig genoeg is om skemeraand rustig te raak, vergeet dit. Die ha-di-da is die land se onoffisiële son gaan onder aankondiger. Let wel, menere en dames, die son sak nou. Weer. Ha-di-da! Is basically 'n prehistoriese hoender met 'n toeter ingebou. 'n Dinosaur wat besluit het ons het hulp nodig met tyd hou. Maar, kom ons wees eerlik. Suid-Afrika sonder die ha-di-da? Dis soos braai sonder wors. Moontlik, maar hoekom? Ons gaan aan met die storie. Sy het 'n vriendin gehad, 'n ou skoolmaat uit die klooster, wat ryk was. Maar sy wou haar nie meer besoek nie, want sy het so baie gelei wanneer sy huis toe kom daarna. Maar een aand het haar man triomfantlik by die huis ingestap met 'n groot koevert in sy hand. Hier, sê hy, is iets vir jou. Sy skeer die papier hastig oop en trek 'n gedrukte kaart uit waarop die volgende woorde staan. Die minister van openbare onderwys en mevrou George Ramaphosa versoek die eer van mevrou en meneer Loyalsel se geselskap in die Ministeriepaleis op maandag aand 18 Januarie. In plaas daarvan om verheug te wees, soos haar man gehoop het, gooi sy die uitnodiging met minagting op die tafel en mompel. Wat moet ek hiermee maak? Maar my skat, ek het gedink jy sou bly wees. Jy gaan nooit uit nie, en dit is so 'n goeie geleentheid. Ek het vreeslik baie moeite gedoen om dit te kry. Almal wil gaan, dit is baie kieskeurig, en hulle gee nie hulle uitnodigings aan klerke nie. Die hele amptenary gaan daar wees. Sy kyk hom geïrriteerd aan en sê ongeduldig, en wat wil jy hê moet ek aantrek? Hy het nie daaraan gedink nie. Hy stotter. Wel, die rok waarin jy teater toe gaan. Dit lyk vir my baie goed. Hy swyg, verslae toe hy sien sy huil. 2 groot trane rol stadig van die hoeke van haar oë tot by haar mondhoeke. Hy stotter. Wat's fout? Wat's fout? Maar sy oorwin haar smart met 'n gewelddadige poging en antwoord kalm terwyl sy haar wange afvee. Niks. Net dat ek geen rok het nie en dus nie na die bal kan gaan nie. Gee die kaart vir een van jou kollegas wie se vrou beter toegerus is as ek. Hy is beswaard. Hy sê weer, kom nou Matilda, hoeveel sou dit kos? 'n Toepaslike rok, wat jy ook vir ander geleenthede kan dra. Iets eenvoudig. Sy dink 'n paar sekondes lank, maak berekeninge, wonder terselfdertyd watter bedrag sy kan vra sonder dat haar spaarsame man onmiddellik skrik en protesteer. Uiteindelik antwoord sy huiwerig. Ek weet nie presies nie, maar ek dink ek kan dit met 400 frank regkry. Hy word 'n bietjie bleek, want hy het presies daardie bedrag opgespaar om vir homself 'n jaggeweer te koop en die volgende somer saam met vriende op Nantera vlakte kwartels te gaan skiet. Maar hy sê, goed, ek sal jou 400 frank gee en probeer 'n mooi rok kry. Die dag van die bal kom nader en mevrou Lozel lyk verdrietig, onrustig, angstig. Haar rok is wel klaar. Haar man sê eenhand vir haar, wat's fout? Jy is so vreemd hierdie laaste 3 dae. En sy antwoord, dit pla my dat ek nie 'n enkele juweel het nie. Nie een steen nie, niks om aan te sit nie. Ek sal soos die armoede self lyk. Ek sou amper liewer glad nie gaan nie. Hy sê, jy kan natuurlike blomme dra. Dis baie modieus die tyd van die jaar. Vir 10 frank kan jy 2 of 3 pragtige rose kry. Sy is nie oortuig nie. Nee, daar's niks meer vernederend as om arm te lyk tussen ryk vroue nie. Maar haar man roep uit,
Hoe dom is jy? Gaan vra jou vriendin mevrou Forrester en leen by haar juwele. Julle is tog goeie vriendinne, jy kan so iets vra. Sy gee 'n gil van blydskap. Dis waar, ek het glad nie daaraan gedink nie. Die volgende dag gaan sy na haar vriendin toe en vertel haar van die ellende. Mevrou Forrester loop na 'n kas met 'n glas deur. Haal 'n groot juweelkus uit, sit dit op die tafel, maak dit oop en sê, kies my liewe vriendin. Sy sien eers 'n paar armbande, dan 'n parelhalssnoer, toe 'n Venetian kruis van goud en edelstene van wonderlike vakmanskap. Sy pas die items voor die spieël aan, huiwer, kan nie besluit nie en vra telkens, het jy nie nog iets nie? Maar ja, kyk, ek weet nie waarvan jy hou nie. Skielik ontdek sy in 'n swart satijnkus 'n pragtige diamanthalssnoer en haar hart klop wild van begeerte. Haar hande bewe toe sy dit vat. Sy sit dit om haar nek, bo oor die hoë kraag van haar rok en bly verstom staan oor haar eie beeld. Toe vra sy huiwerend, kan jy my hierdie een leen? Net die een. Maar natuurlik. Sy val om haar vriendin se nek, soen haar hartstoglik en vlug met haar skat. Die dag van die bal het aangebreek. Mevrou Loisel was 'n groot sukses. Sy was mooier as almal, elegant, bekoorlik, glimlaggend, heeltemal deur vreugde meegesleur. Al die mans het na haar gekyk, haar naam gevra, probeer om aan haar voorgestel te word. Al die kabinet-attachés wou met haar wals, selfs die minister het haar raak gesien. Sy het gedans, bedwelm deur passie, bedwelm deur plesier, alles vergeet in die triomf van haar skoonheid, in die glorie van haar sukses, in 'n wolk van geluk saamgestel uit al die hulde, al die bewondering, al die ontwaakte begeertes en die gevoel van volkome oorwinning wat so soet is vir 'n vrou se hart. Sy het om 4:00 die oggend vertrek. Haar man het sedert middernag geslaap in 'n klein verlate voorkamertjie, saam met 3 ander here, wie se vroue ook hulle uitstekend vermaak het. Hy gooi die manteltjie oor haar skouers wat hy saamgebring het, 'n eenvoudige mantel van die alledaagse lewe, wie se armoede skerp afgestaan het teen die elegansie van haar balrok. Sy voel dit en wil wegkom, sodat die ander vroue, wat hulle self in kosbare pels toegedraai het, haar nie sien nie. Loisel hou haar terug. Wag 'n bietjie, jy gaan buite koue vat. Ek gaan 'n koetsier roep. Maar sy luister nie en stap vinnig die trappe af. In die straat vind hulle geen koets nie en begin soek en skree na die koetsiers wat in die verte verbyry. Hulle loop af na die syne, radeloos, rillend van die koue. Uiteindelik sien hulle op die kaai een van daardie ou nagkoetse wat, asof hulle skaam is om hulle ellende bedags te toon, eers na nagval in Parys verskyn. Dit neem hulle na hulle deur in die Rue des Martyrs en weer eens klim hulle treurig die trappe na die huis toe. Vir haar was alles verby en vir hom het die gedagte opgekom dat hy om 10:00 by die ministerie moet wees. Sy trek die manteltjie af om haarself weer in al haar glorie in die spieël te sien. Maar skielik gee sy 'n gil. Sy het nie meer die halssnoer om haar nek nie. Haar man, reeds half uitgetrek, vra, "Wat is fout met jou?" Sy draai wild na hom toe. Ek het mevrou Forrester se halssnoer verloor. Hy spring op, verboureerd. "Wat? Hoe? Onmoontlik." Hulle soek in die plooie van haar rok, haar mantel en haar sakke orals. Niks. Hy vra, "Is jy seker jy het nog gehad toe jy die bal verlaat het?" "Ja, ek het dit nog gevoel toe ek in die voorportaal was." "Maar as jy dit in die straat verloor het, sou ons dit oorval. Dit moet in die koets wees." "Ja, miskien. Het jy sy nommer geneem?" "Nee." "En jy? Het jy dit gesien?" "Nee." Hulle kyk verstom na mekaar. Uiteindelik trek Loisel weer sy klere aan. "Ek sal te voet teruggaan," sê hy, "oor die hele roete wat ons geloop het, om te sien of ek dit nie kan kry nie." En hy gaan uit. Sy sit en wag, in haar balrok, sonder krag om bed toe te gaan, oorweldig, sonder vuur, sonder 'n gedagte. Haar man kom om 7:00 terug. Hy het niks gevind nie.
Hy gaan na die polisiestasie, na koerantkantore, bied 'n beloning aan, hy besoek die koetsmaatskappye oral waar die minste hoop hom dryf. Sy wag die hele dag in dieselfde toestand van mal vrees oor die ramp. Lozel kom saans terug met 'n holbleke gesig. Hy het niks gevind nie. Jy moet vir jou vriendin skryf, sê hy, dat jy die sluiting van die halssnoer gebreek het en dat dit herstel word. Dit sal ons tyd koop. Sy skryf volgens sy voorskrif. Teen die einde van die week het hulle alle hoop verloor. Lozel, wat 5 jaar ouer geword het, verklaar, ons moet dink hoe om dit te gaan vervang. Die volgende dag neem hulle die kus waarin dit was en gaan na die juwelier wie se naam binne-in gestaan het. Hy raadpleeg sy boeke. Dit was nie ek, mevrou, wat daardie halssnoer verkoop het nie. Ek het nie die kus voorsien. Daarna gaan hulle van juwelier na juwelier, soekend na 'n halssnoer wat soos die ander lyk, hulle geheue raadplegend, albei sieklik van hartseer en angs. Hulle vind in 'n winkel by die Paleis Royal 'n string diamante wat presies so lyk as die een waarna hulle soek. Dit kos 40.000 frank. Hulle kan dit vir 36.000 kry. Hulle smeek die juwelier om dit vir 3 dae nie te verkoop nie. Hulle maak 'n ooreenkoms dat hy dit vir 34.000 terugkoop as hulle die oorspronklike voor die einde van Februarie vind. Lozel het 18.000 frank gehad wat sy vader hom nagelaat het. Hy sou die res leen. Hy leen 1000 hier, 500 daar, 5 louis hier, 3 louis daar. Hy teken skuldbriewe, neem verskriklike lenings op, doen besigheid met woekelaars en alle denkbare geldskieters. Hy stel sy hele toekoms in gevaar, waag sy handtekening sonder sekerheid dat hy dit ooit kan delg. En geskok deur die lyding wat voorlê, deur die swart armoede wat op hom wag, deur die vooruitsig van al die fisiese en morele pyn wat hy sou dra, gaan hy die nuwe halssnoer haal en sit 36.000 frank op die toonbank. Toe mevrou Lozel die halssnoer teruggee, sê mevrou Forestier koel, jy moes dit vroeër teruggebring het, ek kon dit nodig gehad het. Sy maak nie die kus oop nie, wat mevrou Lozel gevrees het. As sy die vervanging ontdek het, wat sou sy gedink het, gesê het, sou sy nie vir mevrou Lozel as 'n dief beskou het nie. Mevrou Lozel leer toe die verskriklike lewe van armoede ken. Sy aanvaar dit met eens met heldhaftigheid. Die vreeslike skuld moet betaal word. Sy sou dit betaal. Hulle ontslaan hulle bediende, hulle trek na 'n solderkamer onder die dak. Sy leer wat swaar huiswerk is, die afgryslike take van die kombuis. Sy was die skottelgoed en skrob die swart potte en panne met haar pink, sag geworde naels. Sy was die vuil wasgoed, hemde en skotteldoeke wat sy op 'n lyn droog maak. Sy dra elke oggend die afval straat toe en dra water op, stop by elke verdieping om asem te skep. En geklee soos 'n vrou van die volk, gaan sy winkel toe vir vrugte, groente, vleis, mandjie aan die arm, pruttend oor pryse, verneder, maar vegtend oor elke munt. Elke aand moes hulle skuldbriewe vereffen en verleng, nuwe tyd vra. Haar man werk saans om netjies 'n kopieë te maak van handelaars se rekeninge en laatnag kopieer hy manuskrip vir 5 munt per bladsy. En hierdie lewe hou 10 jaar aan. Aan die einde van die 10 jaar het hulle alles afbetaal, met woekerrente, saamgestelde rente op rente. Mevrou Lozel lyk nou oud. Sy het die vrou geword van 'n verarmde huis, sterk, hard en grof. Met onnet hare, skeefgetrekte romp, rooi hande, praat sy luid terwyl sy die vloer was met groot swiepe water. Maar soms, wanneer haar man by die kantoor is, sit sy by die venster en dink aan daardie vrolike aand, aan daardie bal waar sy so mooi en so bewonder was. Wat sou gebeur het as sy nie daardie halssnoer verloor het nie? Wie weet? Wie weet? Hoe vreemd en wisselvallig is die lewe? Hoe min verg dit om gered of verlore te wees? Maar op 'n Sondag toe sy in die Champs-Élysées gaan stap om van die week se arbeid te herstel, sien sy skielik 'n vrou wat 'n kind lei. Dis mevrou Forestier, nog jonk, nog mooi, nog bekoorlik.
Mevrou Loisel voel aangedaan. Moet sy met haar praat? Ja, sekerlik. En nou dat sy alles betaal het, gaan sy die waarheid vertel. Waarom nie? Sy stap nader. Goeiedag, Jeanne. Die ander verbaas dat hierdie eenvoudige vrou haar so aanspreek, herken haar glad nie en stotter. Maar mevrou, ek weet nie, u vergis u seker. Nee, ek is Mathilda Loisel. Haar vriendin gee uitroep. O, my arme Mathilde, jy het so verander. Ja, ek het moeilike dae gehad sedert ek jou laas gesien het. Baie ellendige dae. En dit oor jou? Oor my? Hoe so? Onthou jy die diamant halssnoer wat jy vir my geleen het vir die ministeriële bal? Ja, en? Wel, ek het dit verloor. Wat bedoel jy? Jy het dit tog teruggebring? Ek het vir jou ander een teruggebring, presies soos joune, en daarvoor het ons 10 jaar lank betaal. Jy kan verstaan, dit was nie maklik vir ons nie, ons wat niks gehad het nie, maar nou is dit klaar, en ek is baie bly. Mevrou Forestier staan stokstil. Jy sê dat jy 'n halssnoer van diamante gekoop het, om myne te vervang. Ja, jy het dit nooit agtergekom nie, hulle was baie soortgelyk. En sy glimlag met 'n trots naïewe vreugde. Mevrou Forestier neem haar hande, diep ontroer. O, my arme Mathilda. My halssnoer was 'n nabootsing. Dit was hoogstens 500 frank werd. Lekker slaap.